Dan kan hulle my nie hoor nie. Want hy het nie speaker nie. So. Hi, hallo almal. Hallo. Goeiemiddag. Ek hoef nie te Middag, hoor. aand. Warm, is dit so warm daar by jou Renée as hier by ons, Vaderland? Net so warm. Hoor jy lyk baie spesiaal vanaand, wil jy met ons deel Renée? Baie dankie. Ja, spesiaal my pirate pocket aangetrek. Ek het ja, het maar net 'n lensvervanging gedoen vandag. Okay, wow, Ja, sjoe. so kan jy my hoor? Ek kan jou hoor, ja. Almal sterkte. Kan jy my hoor, Marlies? Ja, ek kan jou hoor. Ja, jy wat hulle het 'n lensvervanging gedoen, maar storie. Okay. Oh wel, nou gaan jy soos 'n splinter nuwe sixpence kan sien hierna, glo ek. Ekskuus man, ek het
Oortjies in vanaand, so my klank gaan so bietjie, so ek sal dit dalk verander so bietjie later. Dis pik fyn. Ek gaan gou net incheck met Romanda en Madeleine, want tussen hulle julle almal verder. Kom ons gaan net gou hierso. Tanya het verskoning gemaak. Sy gaan dit nie vanaand kan maak nie. Hulle is die waarheid te sê hierbo in Pretoria besig met 'n groot trek, so ons hoor gewaas Romanda en wat anders hoor, nee. Okay. Wel, ek dink ons gaan van 'n oombliekie gee, maar intussen gaan ek so lank begin en sê welkom, welkom. Hier is ons in week 3. Wel, as dit vir julle die mekaar voel. Hallo Adele, ek sien jy's ook by. Ekskuus. Ek het nou net Nico se naam gesien. Hallo. Cheers. Ja, dis cheers, mooi groen hoor, indrukwekkend. So dis week 3 van ons program, en dan noem dit soms week 1 van Wilder Body, en Wilder Body loop van week 1 tot week 12, so asseblief nie mekaar raak dieselfde week. En dit is ons sugar holiday, so gou wie voel thumbs up? Daar's enetjie, tweeetjie, drietjies, okay, wie voel 'n bietjie thumbs down? Nie helemaal nie, wie so min of meer even keel? Okay, nou maar toe. Ja, ek dink ons almal ervaar sugar holidays verskillend. As jy nie te erge suikertand is nie, dan is hierdie net, wel, dis net nog 'n week, nee, is maklik om te doen. Ons gaan rustig hier deurkom. Maar as jy 'n suikertand is soos ek, dan is hierdie 'n bietjie rof, nee. Dis bietjie van 'n aanpassing. So ek sien baie uit om by julle almal te hoor hoe dit gaan en hoe julle dit ervaar. Weereens, dit is heeltemal normaal, of jy nou suikertand is of nie, dit is heel okay en heel normaal. Dit is belangrik dat jy ervaar wat jy ervaar. Maar die van ons wat suiker mis, geef my net 'n waai, wie mis suiker so bietjie? Bietjie of baie? Party minder as ander. Okay, vir die wat suiker mis, wie van julle voel, soos wat Erik gesê het, totally deprived and sad, is missing, en julle dit nodig? Julle almal sterk en okay. Wow, okay. Wie van julle is kwaad, wat gesê het, waar klim al hierdie suiker op die labels uit? Is iemand van julle 'n bietjie kwaad? Ja, dis 'n bietjie 'n storie, né? Ja. Ek beslis. Jy beslis, vertel wat het jy raak geloop, laat ons hoor. Renée? Ekskuus, praat jy met my? Ja? Jy het gesê ek beslis, nee. Weet jy, omtrent alles wat ek optel, dit ontstel my regtig dat ek so salig onbewus was, en baie keer gedink het, maar ek maak, jy weet, in die verlede op vorige dieete en so aan gedink, ek is heel okay, en so aan, so ja, I feel cheated by the industry. Ja. En ja, ek is baie meer, ek neem baie meer waar, en die label help, die labellesing, dit begin by my amper 'n noodsaaklikheid raak, jy weet, dat ek lees. Dis nogal 'n uitdaging met my oog op die oomblik, want ek kry Jy moet nou baie fyn lees. Ja, en nou dra ek alles aan na Wouter toe, en dan moet hy lees, want ek kan nie die bril opsit nie, en ek kan nie lees sonder die bril nie, so dit is op die oomblik, vandag was nou nie so maklik nie, maar maar nee, daar is eintlik 'n groot punt daarin, dat Wouter nou saam met jou lees, nee? Ja, nee, ek dink so, en toe dit nou vir my bietjie erg geraak het, ek bietjie druiwe geëet, en dit het toe nou vir my
ek het dit nou ongelukkig nie vroegoggend al gedoen nie, maar toe ek nou voel, joh, ek is daarom nou lus vir 'n lekker koppie koffie met soet koffiekoi of so ietsie. Toe los ek dit nou en toe het ek nou my druiwe geëet en toe kan ek myself nou 'n bietjie op die skouer klop en sê, okay, dit was nou nie so erg nie. En hoe het jy toe gevoel na die druiwe? Ja, definitief beter. Hmm. Ja, ek dink dis ook later middag nou, jy weet daai wanneer jou slamp so 'n bietjie kom wat ek omdat ons heeldag nou by die oogkliniek en goed was, jy weet, kon ons nie lekker by 'n rotine hou nie. So ek is so 'n bietjie uit rotine uit en ek kon voel ek eet te min, ek het nie genoeg proteïene ingekry nie. So ek het so 'n bietjie pap gevoel, sal ek nou maar sê, en dit was toe nou vir my lekker met die druiwe en obviously die bietjie suiker pick-up is toe nou vir my goed. Okay, maar dis goed dat jy dwars hierdie dag met so besige dag en jou aandag is oral nog al hierdie goeders ook voel. Dis fantasties. En bewus is van alles. Ja. Ja, goed. Ja, ek is definitief meer bewus van die goed. Ja. Ek moet sê, ja, ek het ook suiker op die vreemdste plekke gekry hierdie week en ek het eintlik altyd gedink ek lees suiker of ek lees etikette baie goed tot ek by Wildfit uitgekom het en besef het ek dink ek lees wat ek wil lees, nee. Nee, ek dink ek doen dit goed en ja, ons kan almal nog leer. Ja, of jy lees die eerste 3 of 4 ingredients en dan kom suiker op, dan pop hy so tweede van onder af op. Ja, of nommer 7, 9 en 11, nee. Ja. Adel, ja, ek het lekker gelag vir jou ene, want ek het ook vroeër vandag iets gekry en baie opgewonde geraak en toe sien ek uit verder aan golden syrup in en sê ek, damn it, dacht ek het nou iets gekry. Wat het jy gekry? Sê net gou weer dit was? Adel, dit was biltong het sy gesê. Biltong, maar ek het net ingredient 1, 2 en 4 gelees. Hoekom wil julle elkeen lees? Jy kies net wat jy lees. Ja, nee, hulle is baie slim, nee, vaderland, baie slim. En natuurlik, ek moes eers my bril uitkry want die goed is so donders klein. Ja, die ander triek is om jou foon 'n foto van te neem en hom groter te maak, nee, dit help soms. Want hulle sê dit baie klein vir 'n rede, dit is verseker. Ek gaan baie vinnig vanaand deur net 'n klompie aksies hardloop, want dit is vir my vanaand belangrik dat ons lekker tyd saam spandeer om net bietjie by julle te hoor. So vanaand is die mikrofoon julle sinne. Ek wil vreeslik graag sommer terwyl julle gesels oor julle week en hoe julle voel en so aan tussen deur die lyne net hoor hoe gaan dit met julle water en julle vrugte en julle alkagizers obviously, maar dit is vir my belangriker hierdie week om te hoor dat ons bietjie tyd spandeer oor julle doelwitte. As ek julle gevra het in die chat, kan ons bietjie gesels oor nie net jou korttermyn doelwit nie, maar ook dink 'n bietjie verder en 'n bietjie dieper, wat is jou medium en jou langtermyn doelwitte en baie belangrik, wat is daai rock bottom wat julle wil vermy? Ek het 'n interessante storie wat ek graag met julle wil deel en dit is een van my mede-coaches wat toe hy Wildfit gejoin het, was hy was ook maar moeg, soos baie van ons is moeg en het nie genoeg energie gehad nie en het 'n gevoel gehad dat sy bloeddruk te hoog is en het begin half snap met sy kids en besef, miskien is hy voel hy nie so lekker as wat hy moet voel nie en dit het dalk 'n invloed op die mense om hom. Maar sy eintlike vrees was baie groter. Hy het sy pa verloor net voor Wildfit aan 'n hartaanval. En hy het net gesê, ek is besig om dieselfde pad te gaan. Ek moet hierdie stop nou. En as ek dit nie nou gaan doen nie, gaan ek nie daar wees vir my kinders as hulle groter is nie. Ek gaan hulle nie ken as tieners nie, ek gaan hulle nie ken as jong volwassenes nie. Wat is die punt? Ek het hulle gehad vir 'n rede, ek wil hulle geniet. So sy goals was regtig in daai 3 vlakke gewees. Korttermyn het hy net gesê, ek wil net beter slaap, wil minder cravings hê. Medium termyn, ja, ek wil my maag 'n bietjie afwerk en ek wil my bloeddruk afkry. Maar langer termyn is om sterk te wees op 60 en 70, dat hy sy kinders kan geniet soos wat hulle deur hulle ouer fases gaan. En dan sy rock bottom
asseblief, ek wil nie my pa se hartaanval hê nie. So dis 'n baie maklike, dink ek, manier om net half daaraan te dink, maar ek weet elkeen van julle sin gaan anders wees. Ek wil nie 'n resep vir julle hê nie. Elkeen van julle wil ek baie graag hoor wat werk vir julle. Maar die groot ding is, as 'n mens se motivering begin dip. Ek bedoel, dit voel nou nog maklik. Ons is in week 3. Daar's so 'n bietjie challenges, maar dis nog okay, nê. Nee. En iewers op 'n stadium, as dit 'n langer program raak, dit is tipies hoe die weke aangaan, dit raak dalk 'n bietjie moeiliker. En as jou motivering dan dip, is dit verskriklik belangrik. Gaan kyk net weer, hoekom is jy hier? Wat is jou why? En as jy 'n kans het na vandag, as dit nog in jou kop is, gaan skryf dit neer. As jy enigstens 'n kans het, gaan kry 'n visual. Dis vreeslik lekker. Al is dit net ek het vroeër vandag met my corporate groep het die een vrou vir my gesê, ek wil net op die mat kan sit saam met my kleinkinders en weer kan opstaan daarna. So as jy 'n visual kry van 'n ouma wat lekker speel saam met haar kleinkinders, ja, gaan druk vir jou 'n prentjie dit en sit dit vir jou op jou yskas of iewers waar jy kan sien op jou foon of wat ook al, dit net met jou praat en jou kan inspireer en motiveer as dit 'n bietjie rof begin gaan. Want die ding is, motivering kan wegfade. 'n Regte why. Hoekom is jy hier? Dit bly 'n hoekom. Dit bly altyd daar. Ek het Sue het gevra of sy sommer eers aan die woord kan wees vanaand. So ek weet jy moet nou uitgaan na nog 'n ander sessie toe vanaand. So ek gee vir jou die mikrofoon sommer eerste. Baie dankie Marlies, goeienaand almal. Ja, Marlies, net so vir interessantheid waar ek ek het na snaakse ding gekyk, maar ek gaan nou vir jou vertel hoekom, of julle vertel hoekom. Ek het gaan kyk of kaaskrulle suiker het. En so waar, dit het suiker, ek kan dit amper nie geglo het nie. Maar ek het eintlik 'n interessante ding agtergekom. Ek is eintlik, dis dink ek my swakste ding wat ek wil eet altyd en lus is voor en so aan. Ek het daaroor gaan dink en toe ek 'n klein kindjie was, het ek glad nie goed geëet en my ma en pa het verskriklik gesukkel om my te laat eet. So my pa, en die goedheid van sy hart, dink ek het hy vir my onwetend 'n redelike klomp carbs en suiker en goed gegee. En dit het my bietjie hongerder gemaak en laat ek eet. Dis hy oorlede toe ek 17 jaar oud was. Ja, ek het nooit besef nie, maar altyd as ek verskriklik 'n bietjie stres trek of 'n bietjie hartseer voel of so, dan wil ek verskriklik graag kaaskrulle eet. En ek het dit nou besef en dis nogal 'n verskriklike gewaarwording en toe ek nou met Wildfit besef dat dis waarskynlik hoekom dis hoe hulle my appetyd amper aan die gang gekry het 'n bietjie, want anders wou ek net glad nie eet. Hulle het regtig verskriklik met my gesukkel. Dis sommer maar net so terloops. Dis baie interessant. Weet jy daai kleintyd ding sit by 'n mens, mens besef dit nie, nê, en dit kom deur op die weerste tye. Ek wil sommer vir almal gou nou sê op daai punt van Sue, want Erik se, ek weet ons nie almal tyd om aan die calls te kyk, die worldwide calls te luister nie, maar Vrydag aand se worldwide call was dit Vrydag of Maandag? Al twee van hulle, maar een van die twee was ongelooflik wat daai diep dinge wat dit nogal uitgekom het by een of twee van die mense, en ek het definitief met die een vrou besef, ek dink dit was Maandag, ja. Soos jy sê, baie keer dan, as jy iets eet, dis eintlik omdat jy herinnering het, en miskien iets mis, of miskien 'n ouer mis, of net 'n bietjie hartseer voel, en die kos is half 'n troos, nê? Absoluut, en ek moet sê, ek was nogal hartseer, maar dit het ook vir my 'n redelike, ek is, op 'n ander manier kon ek net glimlag daaroor, en eintlik is dit liefdevolle herinneringe, jy weet, wat mens het ook. Ja, maar ja, nou kan as jy nou weer kaaskrulle eet, gaan dit anders voel, nê? Want jy weet nou daarvan. Absoluut, en ek dink ek moet iets anders vind om liewer, jy weet, is purposefully dalk aan my pa te dink, of aan goeie tye saam met hulle, of wat, weet so iets. Ja. So ek moet daar nog redelik werk, maar ek het dit nou die dag besef. Ek dink dit was dalk na aanleiding van een van daai calls wat ek nog geluister het, wat dit my toe nou in daai rigting ingedruk het, so. Jy weet, daai chips ding is 'n vreemde ding, want ek het toevallig ook vroeër in die week gaan chips koop. Fransa se gunsteling chips, Fransa, is daai, wat meer daai goed? Dis 'n opgepofte Millie snacks, right? Daai Griekse. Ja. 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 Ek wil chips, dis sout. Dis soos 'n wat 'n spring onion geur. Met suiker in. Dit is verskriklik. Ja. Interessant.
Marlies, maar dan, ja, in terme van my doelwitte, die een rede, wel ek het wel van tevore al moes by hulle aangesluit, omdat ek baie graag wou gewig verloor. En ek moet eerlik sê, ek is met 'n man getroud wat met sy gewig gesukkel, jy weet, en ek het altyd iewerster al gesoek en probeer goed kry wat maklik is. Want ek voel altyd onder druk om te dink, nou wat se kos moet ek maak wat nie gaan sleg wees vir hom. En moet sê, ek is amper in 'n familie wat gewoonte dieeters is. En ek kan dit amper op 'n punt net nie meer hanteer dit nie, en ek het toe gesien dat Wildfit claim op daai stadium, dat ek nooit weer hoef regtig 'n dieet te volg nie, jy weet, en ek dink, as jy na Mind Valley se goed kyk, Vishen Lakhiani, wat die hoof van daai groep is, hy sê, hy het nog nooit weer gedieet, vandat hy op Wildfit was nie, en dis eintlik wat my vreeslik getrek het op daai stadium. Maar ek het dit toe nou eers self net wou doen om te sien hoe dit is, en ek het besef, hierdie groen smoothies en goeders is dalk 'n bietjie rof om te verwag van my man, sy naam is Gary, by the way. En toe, snaaks genoeg, ons het nou al 'n paar keer weer dieete en goeders gekyk vandat ek by Wildfit was, dan sê hy wil dit probeer. Snaaks genoeg, wat interessant was, is die carnivore diet het tot op 'n sekere punt nogal goed gewerk, maar iewers het dit ook nie vir hom gewerk nie. En toe ek nou op 'n stadium wou gekom en vir hom sê, hoorie, hierdie is die antwoord, want as ons dit behoorlik volg, hoef ons nooit weer regtig te dieet nie. Ons kan kies wat ons gaan eet en wat ons weet wanneer ons iets lekker kan eet. Dit beteken nie jy hoef nooit weer iets lekker te eet nie, of nooit weer 'n spesifieke kos te eet nie, maar jy kan dit baie meer bewuslik doen. Maar so het ek hom probeer kry om saam met my hierdie te doen, en hy het absoluut ingestem, hy sal saam alles doen, maar hy sien nie kans vir die groepsessies op die oomblik nie. So ek hoop eintlik, soos ons aangaan, gaan hy dalk nog hopelik hier by ons aansluit. Ek weet nie, ons sal maar sien of hy dit doen. Maar ek kan julle sê, hy het reeds begin 'n redelik gewig verloor en 'n aansienlike hoeveelheid sentimeters. Oh wow. Deur net vrugte en jy weet, net 'n bietjie beter en bewuslik te eet en so. Jy weet, so dit is interessant. Ek dink nie mense moet daarop gaan dat dit al 'n fantastiese sukses is nie, maar daar's definitief eintlik 'n sukses, en ek dink wat hy besef is daar is baie keuses wat mens kan maak. So dit moet ek sê is een van my groot doelwitte, en my groot rede daarvoor is van 'n langer termyn perspektief. Ek wil graag hê ons moet saam kan oud word, en dat ons nog baie lekker kan rondreis, saam reis, en lekker goed saam met ons kleinkinders doen. Ja, want ek moet ook sê, hierdie is my tweede huwelik, en ek en hy is maar 12 jaar getroud. Ons het mekaar eintlik laat in die lewe ontmoet. So dit is vir my ongelooflik belangrik dat ons dalk daarom nog 'n goeie paar jaar saam gelukkig kan wees. Ja, Jy dit weet, is so dit is belangrik. So, en ek wil vir jou sê, wat ek daar so vinnig net tussendeur hoor, die een groot ding wat ons altyd sê is celebrate small victories. Maak nie saak hoe klein dit voel nie. Dit wat jy nou klaar gesê het van Gary is klaar ongelooflik. Is regtig ongelooflik, en laat hy dit ook besef en geniet en celebrate, want dis groot stappe. Dis klink klein, maar dis regtig groot. Ek wil dan net sê, die groen smoothie, ek is verbaas. Hy het hom ook begin drink, en ek het nooit gedink hy sal nie. So ek is verskriklik bly daaroor. Ja, en dan sommer net, weet, regtig ook, ek wil ook graag kan opstaan van die vloer af. Dis iets wat ek verskriklik altyd oefen om te doen ook. As mens ouer word, weet, my maat geval op 'n stadium, so ek het gedink dit is iets wat mens regtig ook moet doen. Yep. Sovoorts. En dan moet ek eerlik sê, ek wil ook net ek dink Erik praat van shallow goals, van dit is om net goed te kan lyk ook, en mooi te lyk in wat ek aantrek, jy weet, en spesifiek ek het 'n vriendin wat oor 'n ruk verjaar wat ek graag nogal iets moois sal wil aantrek en goed voel as ek so toe gaan, jy weet. So. Dit is net so belangrik, want as jy gaan goed voel daarin, dit gaan jou selfvertroue bou, dit gaan vir jou lekker wees. Ja, that's all good. Fantasties. Dankie, So, Marlies. wanneer is daai verjaarsdag? Het jy hom op 'n datum gesit?
Dit is eintlik die einde van hierdie maand, maar ek dink jy weet, ek dink ons sal al so klein bietjie, ek voel eintlik al klaar 'n bietjie minder bloated as wat ek in die verlede gevoel het. Jy weet, so al voel ek net 'n bietjie lekkerder. Ek besef dit dalk 'n bietjie gou, maar daar hopelik sal ek hier en daar al beter oor myself voel. En net terloops, net van 'n ander perspektief af, ek slaap definitief al beter Wow. en ek jy weet, ek meer dit op my horlosie, hoe waar dit altyd is, weet ek nie, maar ja, dit is definitief, en dis 'n baie goeie ding vir my as ek kan beter slaap. Dis 'n groot challenge vir Ja, dis ongelooflik. Wel die slaap, ek bedoel ek het nou weer 'n ding ek en Frans het eintlik hierdie week, ek sal weet ek graag Frans, ek dink jy moet dit deel op die groep. Hy het vir my 'n videoetjie aangebring van wat hoe oud was die dokter? 102? 102. Ek wil net nou vertel van daai. Ekskuus, vertel ons eintlik gou-gou van daai video want dit is ongelooflik. Okay, ja, dis iemand het dit vir ons aangestuur op ons motorfietsgroep en die ou verduidelik ons en vertel ons van hoe hy op 102 nog steeds so goed lyk. En hy sê dis net besluite wat hy basies doen en wat hy geneem het en dis verskil tussen hom en sy vrou. Sy vrou is al 'n paar jaar, seker 'n goeie 10 jaar al terug oorlede. Hy sê met die kwaliteit van lewe en die goed wat hy mee uitkom is ongelooflik. Ek sal hom aanstuur en dit is werd om so 2 maal te kyk. En sy hoofding daar is 'n mens moet bly beweeg en aan die gang bly en oordentlik eet en uitkyk vir al die goed wat ons oor gesels het. So En slaap, nee, ek dink dit was goeie slaap geweest. Slaap is 'n groot ding. Hy sê tussen 7 en 8 ure is een van die bestes want alles word gerepareer en is nie in die ligte slaap nie, dis jou ordentlike slaap wat nodig is. So, jy het nou eintlik sommer aan alles geraak daar. Sê vir my gou-gou, het jy 'n spesifieke rock bottom wat jy met ons wil deel? Ek kan, jy weet ek het verlede jaar so half 'n bietjie op 'n stadium 'n skok gehad. Ek het gedink ek is baie gesond en toe eindig ek op jy weet skielik met 'n ding wat gesondheid gewys nie heeltemal so goed was nie. Ek het opgeëindig om 'n operasie te moes kry en daar was ek verskriklik. Ek het net vreeslik vulnerable gevoel. En daai ding, daai boodskap en wat ek eintlik ook half gevoel het, ek het nie geweet met wie om daaroor te gaan praat nie. Ek het gevoel ek is eintlik half uitgelewer. En die een dokter, en jy weet elke dokter het amper iets anders gesê. So vir my het ek besef die enigste manier om dit te keer is om beter en gesonder te leef. Weet en hopelik so dinge te bestuur. Ja, dis 'n ding om so vulnerable te voel, nê. Daai ek dink dat dis wanneer mense begin diep dink en sê ek wil nie weer hier verbykom nie, nê. Absoluut. Ongelooflik. En ek dink die rock bottom, dis nie 'n lekker ding om oor te praat nie. Ek dink is iets wat ek weet ek het gesê met my eerste keer daardeur en hierdie dokter se video het eintlik net weer iets by my wakker gemaak wat hy gesê het dis nie dat sy vrou nie lank gelewe het nie, sy was in die 90's, maar dat haar einde van haar lewe was verskriklik en verskriklik moeilik en ek dink dis die ene wat ons nie oor beheer het nie. Ons weet almal wat sê hulle death and taxes, nê, maar jy wil tog dat die einde van jou lewe moet gemaklik wees, nie ongemaklik wees nie. En as jy kan beheer daaroor hê op 'n manier, ja, ek hoor jou, dit Ja, en dan ook absoluut ek weet met demensie, ek het dit ook al redelik gesien in familie en ouer mense en dit is ook iets wat as ek enigstens kan dit vir my. Maar ja, mense is nie altyd 100% seker van genetika ook en so nie, maar so ver as moontlik ten minste. Ja. Ek moet sê met alles wat ek nou deesdae mense, hoe meer jy luister na reels, hoe meer kom jy goed na jou toe, nee, en ek dink genetika het 'n baie sterk punt, maar daar's so baie wat terugkom na hoe ons eet. So ek ja, ons kan net ons beste probeer, right? Absoluut. Ja. Dankie Marlies. Baie sure. dankie. Nee, dit is amazing. En dit is vir my ek hoop jy het dit neergeskryf en vir jou daai prentjie op gaan jy iewers opplak dat hy jou bybly. Ek sal beslis. Dankie, dis 'n goeie idee. Ja, dankie. Dankie Sue. Hallo Romanda, ek sien Romanda is in. Kan jy ons hoor? Ai, ekskuus dat ek so laat ingeskakel het, hoor. Dis reg, welkom. Dankie.
Romanda, is daar 'n kans dat jy vir ons kan op video gaan, dat ons jou net almal kan hallo sê? Is dit enigstens Weet moontlik? Weet jy gaan nie glo nie. Ek's eintlik so skaam. My hele lyf is besig om in 'n spasbad te gaan, hoor. Ek voel verskriklik sleg. Dit het vanmiddag begin en ek het verskriklik krampe vanaand. Shame, ons jammer daaroor. Nee, dis glad So nie ek- belangrik nie. Dis belangrik dat jy by ons is. Ons is baie bly om jou hier te hê. Jy kan rustig inluister. Romanda, net 'n gou-gou 'n update net sodat jy met ons almal is. Ons het gou-gou 'n bietjie gesels oor ons sugar cravings en waar ons suiker raak gesien het op etikette. En ons is op die oomblik besig om gou-gou so 'n bietjie deur ons kort, medium en langtermyn doelwitte vir wat wil ons hê vir onsself saam met Wild Fit en wat is ons rock bottoms te gaan. So het gou gedeel. So gaan nou 'n bietjie vroeër met loop. Maar ons gaan gou-gou so vir almal 'n kans gee, so jy kan rustig inluister. Ek wil graag vir een van die mans gou-gou 'n kans gee om bietjie met ons te deel. François, jy het nou net aan die lekker gepraat, maar wil jy sommer terwyl jy aan die praat was gou-gou verder gaan? Ja, seker. Doelwitte, die ergste ding wat ek hierdie week agtergekom het biltongsuiker in dit. Ek kan dit nie glo nie. Ek bedoel, dit is een van die lekkerste goed, maar waar kom die suiker vandaan? Ek bedoel, jy kan nie net suiker, ek bedoel, biltong is vleis. Maar natuurlik die sap wat hom insit en daai van goed, maar ek het dit nooit besef nie. So, dit was 'n bietjie van 'n skok vir my, maar ek dink ek gaan nog steeds hou by 'n bietjie biltong. As jy my sal vergewe. Maar aan my kant af, ons moet 'n slagter gaan soek wat vir ons biltong maak en sy eie goed oorgooi en nie als maar nou sit ek en wonder hoeveel suiker is daar nou in die ding? Want as jy nou dink daaraan, hoeveel bly agter op die biltong? Dit kan nie te baie wees nie. So dit is so 'n klein bietjie kokain kan nie te veel verslawend wees. Nee. Ja, right. Ja, maar ek hoor waarvan Jan hier kom. Maar aan my kant die doelwitte, die eerste een is natuurlik loop altyd 'n bietjie 'n ekstra gewig hier rond en kyk of ou dit kan verloor. So dis die korttermyn een vir my. En dan my tweede een is 'n interessante een. Ek weet nie of ek het nog nie gesien op die groep nie. Ook nie met Derek kon gehoor nie, maar ek hou van eet. Ek hou van lekker eet. En ek weet nie, daar's nie 'n duiwel betrokke nie. Daar's nie 'n ding van ek moet hieroor besluit, maar ek hou van 'n lekker. As ek van 'n ding hou en ek gaan eet hom, want dit moet lekker wees. So ek wil leer om dit te beheer en hoe om dit goed te doen. En dit is op die medium termyn, maar die langtermyn een is die eintlike een. Diabetes, dit loop in ons familie. En ja, dit is 'n ding wat ou nie wil toe gaan nie. Ek het 'n vriend, jy ken hom, hy het altyd sy bene al verloor deur 'n diabetes word. En ja, dit is nie vir my nie. So dit beteken dis nie 'n opsie nie. En 'n ou moet absoluut waak daarteen. En keer dat jy nie dan daai tweede wat noem hulle dit fase 2 diabetes in te gaan nie. En ja, dit saam met die oud word, dan word jy goed oud. Jy word nie sleg oud nie. En dan die rock bottom ding wil 'n ou nie weer op 'n gewig kom wat jy sit en op 'n ongesonde leefstyl dat jy nie wil beweeg nie. Jy sit in basies krepeer. So jy wil dit nie hê vir die res van jou lewe nie. En jy moet aan die gang kom. Ja. Ek is baie beïndruk. Ek mag dit nou maar sê, hierdie is my man. Ek het nie vir hom gesê hy moet hierdie goed doen nie. Maar dit is dis my ongelooflik. En Sue, ek hoop dit help vir jou ook, want weet jy wat? Dankie François, dit is my ontsettend belangrik dat die mans tussen ons ook deel en hierdie goeters raak baie diep. En ek wil net gou op 'n paar goeters, die ekstra gewig, ja. Hierdie medium termyn is vir my ongelooflik interessant. Ek hou van eet. Sue, ek weet jy het dit ook iewerster genoem. Daar's goed wat vir ons lekker is. En ons wil dit geniet en ek dink dit is die lekker ding van Wild Fit is dat wat Erik aan die begin gesê het van the sugar holiday, it's not that there will never be sugar in your life again, maar dit is dat jy dit kan beheer en dat jy kan lekker eet en weet wanneer om dit te doen en hoe om dit te doen sonder dat jy by jou bekommernis oor diabetes en jou rock bottom gaan uitkom, want ons weet dit is die pad wat ons gaan loop as ons gaan aanhou soos wat ons voorheen gedoen het. So ek dink daai is ongelooflik belangrik. Baie dankie daarvoor.
Ja, ek hoop jy gaan hom ook vir jou visueel en iewers erop sit en daai So, ek weet wat jy nou sê van die een sonder bene, want dit is ook 'n ou wat altyd motorfiets gery het en nie meer kan nie, nê. ja, dan sal ek nie kan ry nie. Hmm. Hmm. Dit is 'n groot ding. Sjoe, baie dankie daarvoor. OK. Renay, wil jy met ons 'n bietjie deel? Ekskuus, ek's net so 'n bietjie stadig met die Dis foon. reg. Weet jy, so het ook gepraat van die triggers en ek het ook 'n bietjie ondersoek gedoen oor 'n trigger wat ek gehad het. Ek het nog altyd my lewe lank eet ek verskriklik vinnig. Ek's altyd eerste klaar. En dan sê my man spot al, dan sê hy, mooi my vrou, jy het gewen. So baie embarrassing. Was jy in 'n koshuis? Was in 'n koshuis, ja. Ek was in 'n koshuis. En ek is een van 7 kinders. Ah, Dan moet jy Dit is- seker maak jy kry jou kos. Ja, dis nou presies waar ons lag altyd, want ek sê ek was ook, toe ek in matriek kom, toe vind ek ook uit dat 'n hoender het nie net sous nie. Hy het vleisies ook. Want dit letterlik hoe dit gegaan het. As jy nog 'n porsie wou gehad het, dan moes jy vinnig eet. En dit het 'n baie slegte gewoonte geraak by my en dis iets wat ek regtig, ek dink my brein kon nie byhou nie. Ek eet so vinnig, dan is ek al eintlik by die helfte van die bord kos is ek al versadig, maar ek het hierdie ding van ek moet my bord leeg eet. Ja. En dit het gemaak dat 'n groot deel van my gewig optel. En dit bring my by my korttermyn doelwit is ek is nou so, ek is oorgewig en ek wil vreeslik graag weer knieë hê. Ek wil my knieë sien. Ek het nie meer knieë nie. Ek hou daarvan. En dan my rock bottom, ons het 'n baie slegte familiegeskiedenis van rugprobleme en dit gewig is natuurlik een van die dit laat jou net soveel swaarder kry en mens vir my naderhand om te stap en dit raak 'n bose kringloop. En my rock bottom is dat my ma so met 'n walker geloop het. En ek wil, my doelwit is om genoeg gewig te verloor sodat ek kan oefeninge doen dat ek sterker kan word, dat ek nooit nodig sal hê om met 'n walker te loop nie. Nou my operasie is nou die 25ste Maart, doen hulle nou 'n rugoperasie van S1 tot by T12. En dit lê soos 'n berg voor my en die dokter het vir my gesê die gewig help nou nie juis nie. So dit is vir my belangrik om voor die operasie gewig te verloor en ek moet aanhou dan gewig verloor totdat ek kan op 'n plek kom waar ek gemaklik kan oefen, want as 'n ou so swaar loop jy liewer naderhand nie en jou energievlakke is baie laag. So my groot doelwit is om net makliker te kan beweeg, lekkerder te loop en te kan volhou daarmee, dat ek kan sterker oud word. En dan dit sluit natuurlik opstaan van die grond af ook. Ons wil almal opstaan. Sjoe, okay Renay, joh, jy het 'n klomp belangrike goeters hierso gedeel. Ek dink die ene wat so interessant is, ja, die vinnig eet, nê, want daai is
dis deel van jou groot word, dis 'n groot deel van ja, wat 'n mens amper voel jy kan nie wegvat nie. Ek het met ons groep wat ons op Living Wildfit, wat ons gesê het, ons wil na ons Wildfit aanhou en mekaar ondersteun oor die langtermyn, het ons eendag gesit en praat, en ek het nogal vir die een vrou gesê, wat ek iewers raak gelees het, en dis nou haar mantra, elke keer as sy opkom en sê sy, Marlies, hierdie is my mantra, ek onthou nou net, is om tussendeur soms net jou mes en vurk neer te sit. En sy sê, dit was vir haar die eenvoudigste ding wat sy nooit aangedink het nie. Ek moes ook lekker fisies daaraan gaan dink, want mense sit en jy eet en jy's haastig en ons werk partymal, ons eet partymal terwyl ons werk, en is om net asem te haal en net neer te sit en net eintlik regtig te dink, is hierdie kos lekker? En ek dink vir jou is die groot ding wat ek hoor, is dat jy mag nou vir jouself toestemming gee om rustig te eet, nee, want jy kan. Want daar's niemand wat jy van jou gaan wegvat nie, nee. Ek was so in gewoonte om so te eet, dat ek baie keer geëet het, dat ek spesifiek by die werk, dat ek nie nooit opgehou werk het terwyl ek eet nie. Dat ek hierso by 4:00 en 5:00 wonder ek, het ek toe nou my slaai geëet, of het ek my broodjie geëet, dan kan ek dit nie eers onthou nie. Ongelooflik. Omdat ek so vinnig en nie, daar moet 'n stop en 'n bewustelike jou mindset moet in die oomblik wees. Laat 'n ou net kan bewus wees. Dan geniet jy ook jou kos baie meer. En dit gaan nie 'n halfuur neem nie. Dit gaan regtig net die rukkie neem wat jy, maar geniet jou kos terwyl jy dit is. So, en ja, ek wil saam met François stem, as ek nou 'n cheat het of 'n vryheid het, sal dit ook by my by biltong wees. Hoor. Maar ek dink wat jy sê is ook om regtig tyd te vat om jou kos te proe, want ek bedoel, kos, as dit vir jou lekker is, dan moet dit regtig, die hele proses moet lekker wees. En as jy moeite gedoen om die kos te maak, ja, spandeer 'n bietjie tyd en proe net. Wat is dit ek besig om te eet? En ek weet, ek en Frans praat soms daaroor, hierdie voor die TV eet. En partymal dan kom ons nie eintlik agter wat is op die bord nie. Dis baie waar. Tyd te vat en regtig net te proe. Dit is ongelooflik. Met jou operasie en jou probleme in die familie en ja, dis ongelooflik dat mense hierdie goed sien en ja, as jy iets aan kan doen, weet jy wat vir my lekker is, dit is nooit te laat om iets te verander nie. Die verandering begin eintlik, die omdraai is eintlik baie vinnig, die beter voel, die gewig, die alles. En ek is verskriklik opgewonde vir jou, Renée, want wat jy gaan leer, so met die proses saam. So dis nie vir my 'n voor 'n operasie en na 'n operasie, dis regtig net deel van hierdie proses, is, as ons daarby gaan uitkom, is hoe jou liggaam gaan heel. En hoe jy gaan besef hoe jou liggaam gaan beter heel. So ek is baie opgewonde vir jou. Ek is so bly dat jy boots and all in is vir voor die operasie, met die operasie en na die operasie. Ek dink dit gaan vir jou 'n besonderse reis wees. En ons is almal hier, so ek sê, jy weet dit, né, om jou te ondersteun. Baie dankie. En ek dink is ongelooflik wat jy ek weet jy het eers tevore vir my ook gesê dat jy is gewoond aan dieetkos eet en dit hoef nie dieetkos te wees nie, die kos kan lekker wees. Dit moet lekker wees. Nee, dit is so. Dit is so en ek begin dit al hoe meer en meer besef. Dis 'n mentaliteit wat moet verander in jou jy moet jou hele brein reprogram as jy op soveel dieete al was soos ek. Dat jy kan kos geniet. Jy hoef nie skuldig te voel oor als nie. Jy so ja, dit is vir my 'n wonderlike reis, net hierdie vryheid wat ek in my kop beleef. Baie lekker. Regtig, dit maak hierdie die moeite werd vir my, deur en deur. Wonderlik om dit te hoor. Op daai gesonde en lekker kos wil ek gou Adele het vir my vroeër in die week uit haar eie tuin uit, het ek 'n eggplant, maar so 'n eggplant, ek gaan daai resep vir julle deel. Ek het nou sommer 'n resep op ChatGPT gaan opsoek en ek en Frans het dit vanaand geëet. Frans, hoe was dit? Perfek. Baie lekker. En dit Eerste was klas. 100% gesond. Daar was, jy kan alles in daai ding geëet het. Dit was so lekker. Ek het eintlik
Ja, ons het daar gesit en smil en eintlik besef maar ons is op Wild Fit en ons eet eintlik vrek lekker. So dankie Adel, dit was baie lekker en ek weet Ja, ons dankie organies Adel. uit haar tuin uit ook nog, so dit help baie, dis baie lekker. Dankie Renée vir jou diep deel. Ek dink jy het ja, baie tyd daarin gesit om daarin te dink en jou prentjie is vir jou baie reël waar jy nou is. So, ek baie dankie daarvoor. Vir jou, Okay. jy's van hierdie journey vir my hoor. Baie groot deel. Ag, lekker. Dis vir my 'n voorreg. Righto. Kom ons vat een van die Jansens. Adel, kom ons begin met jou wat nou lekker gereis het en terug is uit Dubai uit. Ja, en allerhande goed geëet het. Dit was baie lekker. Die beste is as jy in die oggend wil gaan ontbyt eet, laat alles vir jou uitgepak. Jy kan gaan kies. By die huis moet jy self maak. So dit is makliker om te reis. Kom ons gaan weer. Ja, ek moet sê die tipe kos wat ons daar aan die ander kant geëet het was ook ek dink hulle leefstyl en hulle kosse is aan die een baie te doen met die tipe dieet wat hulle daarbo het. Want daar's baie hummus en baie amper daar's gesonde kos daarbo. Dis ja, daar's curry en sulke goed, maar ek dink hulle suiker was nou seker nie een van die goed wat in die woestyn gegroei het nie. So access was seker ook baie min. En dan net hulle granate en sulke goed wat eintlik baie gesond is, maar ek dink nie ons eet dit altyd so baie nie. Okay, lekker. Hoorie, so vertel ons gou 'n bietjie van jou kort en medium en langtermyn doelwitte en jou rock bottom. Deel 'n bietjie met ons. Ek gaan net elke 10 jaar op dieet en dis dat ek my verjaarsdag kan vier. So as 'n groot nommer op pad, reg vir 'n paar van ons. Ek is nie eers hier nie. So, Marlies, ons moet gaan party jou. Daar's hy. Ja, Nico vat vir Werner, Nico en Werner sal die 25ste afry, so dan sal hy in die Kaap wees. Dis nou 'n manier om dit te doen, né? Ek wil vir Romanda sê, Adel se seun is op pad Kaap toe, daar baie naby aan jou. Hy gaan sy nuwe lewe daar begin. Hy is op pad Parel toe, Romanda. O, maar kontak, ek is in Woester. My neef hulle is in Woester, so moenie worry nie, ons sal jou uitskikel. O, my neef se dogter is die Specsavers oogarts, so julle sal haar ken. O, in die mall, ja, ek weet waar dit is, ek was nog nie self daar nie. Ek drink baie koffie by die plekkie net langs hulle. Ek dink nie hulle is in 'n mall nie, hulle is in die Hoofstraat. O nee, dit is by ander ene, ja. Okay. Nee, met ek dink die groot ding is met doelwitte is definitief, ek wil nie meer soos 'n balletjie lyk nie. En elke keer groter klere koop en groter klere koop nie, is tyd om terug te kom. En die een ding wat ek wel ook al gesien het is, want die ritme van yoga doen en gym toe gaan is daar. Dis nie noodwendig net oefening wat gewig verloor nie. Dis dit wat jy daarmee saam eet, dit is die kombinasie wat daarmee saamkom. Dis nie net die een ding of die ander ding nie. En dan ja, ek dink ek het nie hierdie week is op bitter min tyd vir enigiets. So ek dink ons is eintlik weer sleg met die prep werk. Die kos is in die yskas, die stoof wil nie aansit nie. En so ons moet môre kyk om die stoof gefiks te kry. Maar is die airfryer nog daar? Ja, maar jy kan nie mushrooms in die airfryer sit nie. Ja.
hulle gaan so 'n bietjie dit nie maak nie. So ja, my ritme om iets te maak is so 'n bietjie skeef op hierdie stadium. Sal wel nou die mikrogolf gaan betrek. En ek dink net die doelwit is hou aan gesond eet, maar eet die regte goed. Ek dink dis nie die ek het nie 'n soettand nie. Ek het ja, dis lekker, ek kan 'n slab chocolate opeet. Maar dis nie ek sal hom nie eet. Ek eet hom omdat hy daar is, nie omdat ek hom gaan soek het nie. En ek dink die groot ding is as jy daai balans kan kry dat jy die regte goed eet en nie die hele tyd knibbel nie en sulke goed kan doen, dan is jy op die regte pad. En ultimately, jy moet goed voel en jy moet energie hê. Wat ek nie gisterand gehad het nie, maar jy moet energie hê om die dag te kan aanpak. So, dis die belangrikste. Ja, ek wil eintlik gou-gou vir jou vra, Adel, want as jy nou sê, okay, ek wil gesond eet en die regte goed eet, dan is my volgende vraag altyd, hoekom? En as jy sê, dit is want ek wil goed voel, dan wil ek vir jou sê, okay, maar hoekom? Wat is dit wat jy nou op pad is? Ek is op pad na 97 toe. Ek weet nie altyd wanneer ek wil gaan nie. Wel gedaan. Ekskuus vir die ander, my ma bly nog al die tyd by ons. Sy's nou 97. Sy is sterk op pad 100 toe. So ek weet nie sonder 'n walker. Nee, sy's nog aan die gang. Ja. Sy het vandag koekies gebak want Werner gaan weg, so sy's besig om koekies te bak dat hy kan saamvat, maar ek dink dis daai as ek kyk na my ma wat sy nog helder is van verstand en goed onthou en almal se verjaarsdae onthou en ek weet ook as jy nie na jouself kyk nie, gaan jy in 'n ander rigting gaan. So as jy dan so oud gaan word, kan jy net sowel gesond so oud word in plaas van om sieklik oud te word. So wat maak dit jou rock bottom, Adel? Ek weet nie of ek 'n rock bottom het nie. Ek het nog nie ingevind nie. Dit klink dalk snaaks, maar Nee, dit klink glad nie snaaks nie, maar dit is iets wat ek vreeslik graag wil hê. Jy moet net bietjie oor gaan dink. Is regtig? Want dit is nogal ja, dit vat 'n bietjie soms 'n bietjie verder dink en dieper dink. So gaan dink 'n bietjie daaroor. Ons sal weer daaroor gesels. Ja, dis maklik om te baie goed is maklik om te sê, maar ek dink nie regtig dis die rock bottom nie. Ek bedoel, ek het nie gesondheidsprobleme nie. So dis nie maklik om myself in ek het 'n diabetes of ek het ernstige rugprobleme soos Renée. Ek is fisies as ek gesond. So jy weet dit is moeilik om jouself in daai situasies in te dink. Want jy het nie altyd 'n point of reference as ek dit so kan stel. Ek bedoel, ja, my pa was siek op die einde, maar dit was werksiekte. Dit was nie. Ja, dit was nie. Dit was nogal buite sy beheer geweest, nee, ja. Ja. So en daar gaan my ma nog. So kom ons kyk. Ja. Nee, jy het 'n inspirasie daar soos min, ek hoor jou, absolutely loud and clear. Ekskuus, ek wil net vra, staan sy nog maklik van die grond af op? Is dit as jy kan die kruisbeen sit op die grond en opstaan? Ja. Want wat? Dis die yoga wat dit doen. Is dit jy Adel, Renée, praat jy van Adel of van Adel se ma? Nee, van Adel self, is dit nog vir haar maklik? Ek sê nog baie jonger as ons, of as ek, maar ek bedoel ek weet dit het al vir my op 55 het ek amper bank toe gekruip en met die arms moes opstoot, jy weet, so vinnig ek al gesukkel. Ja. En as 'n mens die yoga maak 'n groot verskil. Die flexibility wat ek het is weens die yoga wat ons doen. Want dit is absoluut daai flexibility wat jy in jou lyf inbou. As ek vat voordat ek begin yoga doen het, sê so 4 jaar terug, is seker al so lank.
Ja. My heupe was styf en ek kon nie my tone raak nie en ek bedoel nou is dis 'n natuurlike vloei as jy buk kan jy op die grond kom. Dis nie 'n probleem nie. Maar dit Dis 'n moeilik wonder maak om op te staan is die gewig. Wat dit moeilik Ja, maak, dit sê Adel, is die? Want jy swaar is. Ek dink as 'n bietjie ligter is, sal ek ook makliker opstaan. Renée? Maar dit is wonderlik om te hoor dat die yoga dit vir jou doen. Ek sal dit definitief in gedagte hou. Ja. Baie goed. Ja, ons het ek moet sê, ons het besluit ons gaan yoga doen tot ons 97 is, right? Ons gaan mekaar kom haal op die ouete huis se stoep en ons gaan strek. Maar ek self, nê, ek het daar met my dubbele knievervanging. Ek moes ook weer gaan leer om op te staan en dit was op 55, right? Ja. Was dit omtrent soveel? Plus minus. So, ja. Baie goed gebeur. In elk geval Adel, baie dankie. Ek sê gaan dink 'n bietjie oor daai rock bottom. Dit is net interessant om net net 'n bietjie want ek dink jy het goeie gene aan jou kant, maar vat hom net so 'n bietjie verder en dink so 'n bietjie oor hom. Dit sal eintlik goed wees. Dis reg. Okay, Romanda, oor na jou toe. Daar deur in Woester. Luister as jy praat so alles in my kraal vanaand, hoor. Vertel ons. Sjoe, in die week het ek en my man gesit te eet en weer eens het ek baie vinnig geëet want ek het ook daai gewoonte en ja, ek het 9 jaar in 'n koshuisdiens gedoen waar ek vir die kinders moes gebid het en dan het hulle mos vinnig geëet en dan moet jy of jy nou nog klaar geëet het of nie, jy moet nou gou weer dank want hulle wil mos nou daar uit. So ja, ek eet verskriklik vinnig. Ek is ook altyd eers aan die tafel klaar. Maar ek het gaan huis toe kinders swat want ek love kos. En waar ander mense resepteboeke lees, sal ek waar ander mense storieboeke lees, sal ek 'n resepteboek deurlees en deurblaai en dan môre sal ek, o ja, ek het daai, ek wil dit nog gaan probeer of as ek iets in die winkel sien, koop dit wat jy wil daai en daai resep gaan probeer. So dit is altyd in my background. Maar wat ek eintlik wil sê is toe nou die aand toe ons toe nou so vinnig weer eet, toe dink ek, laat ek net hierdie asemhaling oefeninge doen. En ek beloof julle dat dit regtig gehelp dat ek dit weer bewus kon gewees het van ek eet stadiger en doen jou asemhalingsoefeninge. So dit het definitief gehelp om vir my net weer back to basics amper kan ek sê te kom en net te dink wat ek eet. As ek dit dink aan my rock bottom is vanmiddag toe ek in die polisiestasie was, ek weet nie of van julle vir die staatsdiens werk nie, maar ek het nou vir 42 jaar vir die staatsdiens gewerk en ek staan nou op aftrede. En ek het my kamera nou aan sit en vir julle te wys ek lê in die bed. Vanmiddag het ek polisiestasie toe gegaan om al hierdie duisende vorms te gaan in die teenwoordigheid van 'n kommissaris van Ede te gaan onderteken. En toe ek by die laaste vorm kom en my handtekening maak, voel ek kan nie hierdie handtekening maak nie. My liggaam begin in 'n spasme gaan, toe ek in my band buite kan kom, kon ek glad nie op my linkerbeen trap nie. So iewerste is iets nou ergens wat vasdruk en toe ek in daai kar is ek my man, dit kan net nie met my gebeur nie. Ek wil net die hospitaal toe gaan nie. Ek wil net nie nou 'n sienerie moenie nou vasknyp nie. So ek lê hierso en bid dat dit nie iets ernstigs is nie. Ek kan net op my regtersy lê, ek kan nie by linkersy lê nie. So ek hoop net nie dit is nou iets nie. Ek voel nou beter, maar ek is regtig bekommerd en ek besef toe net Romanda, omdat jy so oorgewig is. As jy jou gewig was, dan het dit dalk nie gebeur nie en dan het jy dalk kans gesien om hospitaal toe of dokter toe te gaan. So dit is nou, ek dink dit is nou baie goed dat ek het nou ek is nou rock bottom, dis soos ek nou voel. So, wel jy het nou 'n hele nuwe groep wat hier is om jou by te staan en vir jou sterkte toe te wens en Romanda, asseblief laat ons weet hoe dit met jou gaan. En ja, dankie vir daai deel van die vinnige eet. Ek weet waar jy wil uitkom. As jy hoef nou nie al, jy mag jou kamera afsit, maar jy moet asseblief nie ophou met ons praat nie. Wil jy vir ons 'n bietjie verder deel met jou kort en medium en langtermyn doelwitte? Sien jy nog kans? Is jy okay daarmee? My langtermyn doelwit is definitief dat ek wil makliker beweeg.
Ek kan ook vir julle sê ek was baie jare ek het netbal afgerig. Ek was topfiks. Ek het 'n SA netbal skeieregtersgradering gehad waar ek hoë spanne geblaas het. En vandat ek opgehou het met sport, het ek ook opgehou oefening doen en ek het net ek sê ek sê altyd vir my kinders die ballon het opgeblaas. Ek doen geen oefening nie en ek dink dis my groot probleem ook. En ek wil net makliker weer beweeg. Want ek beweeg, ek stap 'n entjie as ek stop flou, sweet tap my af en my rug raak seer. Ek dink ek sal net baie beter beweeg as ek my van my gewig verloor raak. Ek kan afskud. En sê vir gou Jan, as jy kan beter beweeg, wat gaan dit vir jou gee wat jy nou uitsien? 'n Beter lewe. Beter lewe. Beter aftrede saam met my man. Okay, want dit is belangrik, nee, want jy wil dit saam met hom kan geniet, reg? Ja, want ons wil Junie maand Kroasie toe gaan. Die kaartjies is klaar bespreek, maar nou gebeur al hierdie goeders nou met my. Okay, maar ons gaan eendag op 'n slag vat, Romanda, eendag op 'n slag. Ja. Ons gaan eers deur vanaand kom, right? Dankie. Ja. En weet jy wat? Gebruik jou asemhaling. Ek is so bly dat jy dit vir ons genoem het, want dit is ongelooflik. Daai klein, dis so iets kleins, nê? Op 'n plek wat jy dit regtig nodig gemaak het, net iets vir jou verander. So gebruik dit nou ook. As jy gespanne voel, want jy weet nie waartoe hierdie ding gaan nie, in plek om gespanne te voel, doen hom so 5 of as jy kan selfs 10 keer na ry en kyk of dit vir jou help. Ja, ek doen definitief. Dankie. Klein goedjies. Ja, nee, baie dankie daarvoor. Sure. Ek het vroeër vandag met my koöperatiewe groep het een van die mans daar vir my 'n verskriklik interessante ding gesê. En dit is dat sy een van sy kort, medium en langtermyn doelwitte is hy wil eintlik net normaal kan asemhaal. Just like a normal person I want to breathe like a normal person. En ek sê te vir hom, Justice, is so ongelooflik, is so 'n basiese ding. Maar dink ons eintlik daaraan? Want as ons asemhaal gaan oral, nee, as ons 'n trap opstap en ons hyg na ons asem, dis nie normaal nie. Veral as ons ekstra hyg is wat ons eintlik behoort te. As ons asmaties begin raak want iets is nie lekker nie, iets is nie gesond nie. As ons slijmerig begin raak want miskien is ons eintlik allergies vir iets, ons besef dit nie, maar ons haal nie asem, so ons neus is dalk toe en ons haal nie asem nie. Ek bedoel, is iets so simpel en so basies, maar dit is iets wat elke oomblik van ons lewe affekteer. Dit was vir my nogal 'n verstommende ding geweest. Okay. Baie dankie vir jou deel en baie sterkte, Romanda. Nico, oor na jou toe. Sien jy was nou laas keer eerste, nou is jy sommer heel laaste vanaand. Wel, ek hou daarvan. En luister, ons het so 'n minuut of wat oor, maar as dit reg is met julle almal, kom ons gee vir Nico genoeg kans as julle haastig is om te gaan. Ek respekteer julle tyd, dan kan julle rustig afgaan. Maar ek wil graag Nico vat genoeg tyd. Myne sal baie vinnig wees. Nee, vat jou tyd. So, blameer die werk, maar die konsep van kort, medium en langtermyn goals het ek lankal al geleer is nie 'n sustainable ding nie. Die ding wat ek weet, en dit is iets wat ons al 'n geruime tyd is om te kan gesond leef en eet. En weet die ding wat ons al geruime tyd, wat so 2 jaar, 3 jaar wat ons dit al doen. Van die Sarah Graham oorspronklike ene. Ja, net meer plante goed eet. Ek weet maar least daar's meer proteïene, maar ek dink nou vat ek oor. Net 'n ligter gevoel as jy klaar geëet het. En dit is presies dit, en ek dink dit is dit is nie vir my weet na al hierdie tyd is dit ontsettend maklik om dit wat sê Engels woord vol te maintain is wat ek wel gesê het, en weet daarmee te kan bly, want jy voel die voordele daarvan. Daar is natuurlik addisionele goed om weet 'n bietjie meer van 'n oog te hou op van die goed wat jy eet, maar weet op die oomblik ook gegee die werksituasie is dit 'n ongelukkige balans van 'n risiko's wat 'n mens moet na kyk en pragmaties te wees. So dit is 'n ding wat
dit is nie vir my streweling om sekere goeders te doen nie. Ek dink in terme van die rock bottom, ek gaan nie daarop uitbrei nie. Ek dink dit is op 'n ander vlak. Dis besig om uit te speel en uit te werk en dit, en weet daar is goed wat die mens na moet kyk. So ja, maar ja, ek dink op die ek dink van die goed wat ons gesien het, is daar 'n visie van weet mense of iemand wat jy gesien het en wat sekere goeders oorgedra het, wat mens baie maklik kan nastrewe en saam met dit met tyd, dit ongelukkig is nie 'n ding wat jy oornag doen en weet onmiddellik kan doen nie. Dit is 'n proses wat jy met deurgaan, maar dit is daar. Maar ja, elke dag is en elke dag, elke week, elke maand is sy challenges. Okay, ek hoor 'n klop goeters daar by jou. Baie dankie vir jou deel. Ek dink die ene wat ek vir jou wil vra het, wat jy sê is ek wil ligter voel as ek geëet het. Ek wil dinge kan maintain. Wat gaan dit vir jou beteken? As jy dit kan regkry, what is it going to give you? Waartoe is jy op pad daarmee? Wat gaan vir jou beter wees of lekker wees? En daar's baie goed, die feit dat jy ligter voel, weet as jy 'n ete gaan eet het, kom ek gee 'n eenvoudige voorbeeld, ek gaan eet ontbyt by Vonnis. Jy weet, jy kan opstaan uit die plek uit, jy het 'n goeie ete gehad, jy het gesond geëet en jy kan daai 600-700 meter verder loop en jy is nie uit asem uit. Weet dit is makliker beweeg. Ja. Korrek. Jy voel nie bloated nie. Weet daar sekere, ek is bewus van sekere kosse wat moontlik gasse, weet eie is 'n klassieke ene. En ek weet dat ons almal hou daarvan om eie in die kos te hê, maar jy weet dan balanseer jy met hoeveel jy daarvan eet. En ja, maar daar kan natuurlik ander goed ook al, weet en ek dink een van die goed wat ons met tyd gesien het en self ervaar het, is as jy te veel vleis eet of die goeders jy voel swaar. En weet net deur nie dit uit te sny nie, maar jy doen dit in moderasie. Maak al reeds 'n helse verskil. En dan ek dink 'n baie belangrike aspek, ek dink Fransjo het aangeraak daarop, is nie om kos te vilify nie. Dit kos per se is nie die vyand nie. Dit is hoe jy met die kos werk. So, weet as ek besluit om wel iets te eet, soos ek voel regtig lus vir 'n teks om te eet, 'n sjokolade om te eet. Just do it. Ek gaan nie analysis paralysis daarop doen nie. Die key ding is dat ek weer dit klaar geëet het en dan gaan jy weer 3, 4, 5 maande sonder dat jy weer daai nodig het hê. Maar wanneer jy goed begin vilify, dan dink ek is dit ook nie 'n baie gesonde kosverhouding wat 'n mens moet hê nie. Weet en dieselfde moet gaan met oefening ook. Dit moet deel wees. Dit moet deel wees van wat jy doen. As jy goed begin vilify, dan is dit op 'n verkeerde pad. En dit is daai balans wat 'n mens wil bly maintain deur met die goed wat jy wil doen. En ek dink dit span oor al die fases van die goals wat jy wil na kyk. Baie klomp belangrike goed wat jy daar gesê het. Ek dink ek gaan net aan een of twee van hulle gaan raak. Kos is nie die vyand nie. Ek dink dis ja, dit soos jy sê wat Frans Alanson ook gesê het, jy moet dit kan geniet. Een ding wat Erik sê oor Wildfit gedurende Wildfit iewerster is, baie mense praat van food is your medicine. En wat hy eintlik sê is, nee, food is nie jou medicine nie. Food is food. Food moet vir jou lekker wees. Jy moet weet wat dit vir jou doen en wanneer dit vir jou gaan werk en wat nie, maar dit hoef nie jou medisyne te wees nie. Dit kan iets wees wat jy kan geniet volgens wat vir jou werk. En ek dink dis daai hele awareness wat jy nou van praat, dat jy weet,
wel hierdie ding werk nie vir my nie, hy laat my bloated voel. Daai ding werk nie vir my nie, hy laat my daai ding is my lekker, hy werk so, maar ek weet ek kan dit nie elke dag doen nie. En dis vir my die groot ding waartoe ek voel ons op pad is met Wildfit, is dat ons 'n beter verstaan het van wat is ons verhouding met kos. Wat werk nie, hoeveel daarvan werk, wanneer kan ek dit doen? Ek hoef nie iets uit te sluit vir die res van my lewe nie, maar ek moet weet wat dit vir my doen en wanneer ek dit kan doen en nie kan doen nie. So verskriklike baie belangrike punte wat jy daar uitgehaal het, uitgelig het. En ek dink die ander ding is ook wat ek altyd gesê het, is wat vir jou gaan werk, gaan nie noodwendig vir Adele of vir Amanda werk nie. En vice versa, wat vir my gaan werk, ons almal se dieet aan die einde van die dag gaan nie dieselfde lyk nie. Dit is nie 'n cookie cutter wat sê eet 3 van hierdie vanoggend en 2 van daai vanmiddag nie. Dit is wat werk vir Nico. En wat werk vir jou oor die langtermyn sodat jy jou doelwitte kan behaal oor die kort en medium en langtermyn. So nee, baie dankie daarvoor. Ek wil baie graag, en ek weet dit is nogal 'n ding, maar jy sê jy het nogal daaroor gedink en jy gaan nog meer daaroor dink. Ek wil vir jou fisiek graag vra as jy 'n kans het om dit vir jouself neer te skryf. Ons hoef dit nie altyd te deel met almal nie. Ek weet jy's besig met jou eie journey en dis 'n rowwe journey op die oomblik. Gaan skryf dit vir jouself neer as jy kan en gee net vir jouself kans om net bietjie daardeur te dink. Dis my challenge vir jou. Dis 'n road journey, jy moet al die pad Parel toe ry. Dit ook. Dit gaan die journey interessant hou. Hoe gelukkig is jy dat jy dit saam met jou seun kan doen. Dis wonderlik. Okay, julle, ons tyd is op. Ek is bewus daarvan. Ek wil net baie vinnig net vir 2 punte maak en dit is going forward. Julle weet môre is Vrydag. Met ander woorde, môre is ons nuwe video, ons nuwe enhancements wat inkom. So maak seker julle kry die video gekyk. As jy enigstens agter is met enigiets, kyk definitief daai ene. Onthou julle die hele naweek om of dadelik daarin te val of stadig daarin te gaan of te sê ek doen dit glad nie tot maandag tot ek reg is nie. Dink 'n bietjie oor hoekom jy hierdie besluit te neem. Wat maak dit vir jou makliker en so aan? En ek gaan vir julle die links van die worldwide calls opsit as julle iewers oor die naweek kans het om dalk na maandag of laas Vrydag sin te kyk. Regtig die moeite werd. Daar was net ongelooflike inhoud in gewees. Jy kan lekker fast forward as iemand 'n vraag vra en jy dink dit niks betrekking op my nie. Fast forward net deur YouTube. Maar daar is 1 of 2 wat ek dink by van julle gaan aanklank vind. En dan sien ons mekaar weer volgende donderdag selfde tyd. As daar intussen enige vrae is, julle weet waar my in die hande te kry, vra gerus. En starte met die Sugar Journey. Ek dink julle doen almal ongelooflik goed. Romanda, 'n spesiale sterkte vir jou. En vir die wat gaan inluister na die tyd, vir Tanya en Madeleine, ons het julle gemis. En ons hoop hierdie help julle in julle journey en ons hoop om 'n bietjie van julle doelwitte ook te hoor volgende keer as ons deel. Enigiets anders van enigiemand aan voor ons aflei? Almal reg. Okay julle, lekker aand verder, lekker week. Bye. Lekker aand. Dankie, bye bye. Bye.